So ek weet nie wie van julle sit met dieselfde dilemma nie, maar ek wil die horriepiep kry want dit is hoopie op hoopie en almal gooi net alles oral in. So naderhand voel dit of jou hele lewe vol klatter is en dit is amper asof hulle kleintjies kry, nie? Dit gaan van hierdie vertrek na daai vertrek na daai vertrek en naderhand is jy so oorweldig, jy weet nie waar om te begin nie. So ek gaan vir julle wys in 7 maklike stappe hoe ek dit doen. Ek noem dit die organized chaos. So volg gerus en kyk hoe ek dit uitsorteer. Maklik en stresloos. Stap 1 klink redelik obvious, maar dit is iets wat meeste mense nie doen nie. Kies 'n datum. Kies 'n begindatum, daar gaan waarskynlik meer as 1 dag wees, miskien self 3 of 4, afhangend van hoeveel chaos in jou huis is op die oomblik, maar kies 'n begindatum, sit dit in jou kalender en maak seker jy begin. Stap 2 is jou beplanning. Ouens, hierdie is krities. So, jy gaan sit en jy gaan sones allokeer in jou huis. En dit gaan natuurlik afhang van elke ou se setup. Ons het 4 kinders, so in ons geval het ons byvoorbeeld 'n allocasie vir elke kind se kamer, so het ek nou sien 'n mapeerkamer, ons het 'n arts and crafts kas, ons het 'n dedicated medisyne laai, ons girls deel 'n badkamer en ons seentjies deel 'n badkamer en ons het ons eie badkamer, so dan het jy nou girls badkamer. Ons het 'n dress-up kamer, so 'n dress-up kas. So maak seker jy allokeer verskillende sones wat nodig is in jou huis en maak vir jou fisies labeltjies. Dit hoef niks te kos nie. Soos julle sien, ek het sommer net seker papiertjies geskeer. Dis baie belangrik. Ek gaan nou vir julle wys hoekom. Maar elke liewe allocasie in jou huis, skryf dit neer, maak 'n label sodat jy weet wat se zones is in jou huis en dan stap jy deur die huis en maak seker ons actually 'n dedicated space vir elke sone wat jy allokeer. Maak seker jy weet presies waar wat se sone is en wat se sones jy nodig het in jou huis. So hierdie is eintlik bedoel om 'n pottelaai te wees, maar hierdie is ons medisyne sone. Soos julle sal sien, ek het nou al my labeltjies mooi, ek sal later weer 'n video daaroor maak. Pyn en koors, allergie, maagpyn en naarheid, maar ons verkies om 'n hele geallokeerde sone te hê vir ons medikasie en ons first aid en salfies en so aan. So hierdie is ons gymkamer, waarvoor ons die kaste gebruik is verskillende zones. Ons het winterjasse, ons het linne, ons het luggage bags en dan natuurlik het ons arts and crafts sone in die middel wat ek later vir julle in 'n ander video sal mooi wys, maar elke laai het dan sy eie goedjies in, laers en vere en knope en krale en stokkies en alles wat dan gebruik word vir arts and crafts of vir take vir die skool. So hierdie kassie is nou byvoorbeeld by die kinders gebruik wanneer hulle tasse inpak volgens rooster. So dit is lekker sentraal, dis by die ingang, naby waar hulle tasse ook staan, so dit werk logistiek nog heel goed. En terwyl jy besig is met stap 2 se allokering, stap deur die huis. Kyk wat is alles in jou hoopies. Is daar 'n flits, is daar face paint? Volgens dit kan jy nou gaan, okay, ek het 'n sone nodig vir hierdie of ek het 'n sone nodig vir daai. Stap 3. Trek aan vir die okasie, whatever jou laat active voel. Doen bietjie jou hare, doen bietjie make-up of wat ook al jou gemotiveerd laat voel. In my geval het ek nou my oranje overall pakkie wat ek love. Dit laat my voel ek is reg vir 'n ding. Stap 4 is net so belangrik. Dit is waar baie mense opgee want hulle probeer die hele huis gelyk doen. Kies een vertrek en ek sou sê kies die vertrek wat die meeste chaos is in die huis, maar bly by daai een vertrek. So ons gaan nou organized chaos maak in hoopies wat ek nou vir julle gaan wys. Dit is die volgende stap, maar kies net een vertrek, berus daarby, wees rustig, niks jaag jou nie. Kyk, jou huis gaan nou nie môre op top billing wees vir die huis van die jaar nie. Hierdie is net vir jou eie sanity en vir jou eie stelsel om te werk. So kies een vertrek en dan gaan ek nou vir julle verduidelik hoe gaan ons die organized chaos begin. In my geval is my grootste chaos in die bar area, soos julle kan sien. Dit is maar waar die kinders gewoonlik sit en huiswerk doen en op hulle laptops is. So daar's altyd glase en goeders en batterye en flitse en allerlei goed. So ek het nou my geallokeerde tags hierso en ek gaan dit gebruik wat ek nou gemaak het vir die hoopies wat ek nou gaan maak. So ek gaan elke item deurgaan en besluit in wat se sone hy hoort en ek gaan dit letterlik net hoopies op die grond maak. En dan stap 5 is waar die pret nou begin. Dit is waar ons nou fisies deur elke item gaan en kyk in wat se sone hy behoort en ek gaan letterlik op die grond 'n klomp hoopies maak vir elke sone. Hier is byvoorbeeld face paint wat ek sien met kwassies en potlode. Dit gaan dan onder my
Arts and Crafts kom, so gaan dit net so op die vloer sit, op 'n hoopie, alles mooi bymekaar. Hier het ons 'n sakkie, hierdie hoort eintlik in ons karavaan, dis 'n medisyne sak, maar dit is bedoel vir wanneer ons travel, so dit is vir, ek het 'n karavaan label, dit kom op my karavaan hoopie. Hier is dan natuurlik speelgoed tussenin, hier is my hele trommel op, kyk, dis nou skoolvakansie, so alles is oral, Peerkamer, dis waar hy hoort, en dan gaan al Peer se speelgoed dan nou hierso sit. Soos julle kan sien, begin ons nou soke organized chaos hoopies vorm, nee? Een vir elke sone, vir my die urge om na 'n nuwe area toe te beweeg, hou dit net hier. Ek sien dit amper soos 'n busstop. Okay, so jy sit elkeen by die regte busstop, want hy gaan nou na die kantoor toe, en hy gaan na die karavaan toe, en hy gaan na die Arts and Crafts toe, maar as ek vir elke facepaint dingetjie 60 keer Arts and Crafts kas toe moet loop, gaan ek mal word, so dit spaar baie tyd om dit eerder net so te doen. So bly by die een vertrek, maak jou hoopies, maak seker is klaar en reg en skoon, en van daar af gaan jy dan elke hoopie na sy regte busstoppie toe vat. Stap 6 is iets waarmee meeste mense nogal sukkel. Donate en gooi weg. Julle, dit is so maklik om te hoor, dalk het ek dit nodig, maar ek sê nou vir julle, as julle dit vir die afgelope 2 jaar nie gebruik het nie, of jy weet nie eers wat dit is nie, asseblief, donate of gooi weg, in hierdie geval, 'n halfgebrande kersie, 10.000 kopliggies wat nie eers meer 'n fitting het nie, gooi weg, donate. As jou kinders nie meer die rolskaatse gebruik nie, donate dit. Iemand anders gaan dit love en actually gebruik. So dit is goedjies wat mense huis altyd net vol maak, en soos ek sê, mense is altyd geneig om te dink, dalk het ek dit môre nodig, of dalk gaan ek dit môre gebruik. In baie gevalle is dit so. Ek sal byvoorbeeld, my kinders se ou take, hierdie was nou 'n baie oulike taak weer, was dit Jonathan. Maar mens kan nie alles hou nie, ek doen veral met 4 kinders, waar gaan jy ons sit? So iewers moet jy nou kies, okay, ek hou hierdie special artwork, en dit kan in die kus kom, maar party van die goed gaan jy maar net moet hergebruik. So ek sal byvoorbeeld hierdie goedjies weer alles afhaal, wat ek het in my Arts and Crafts kas, het ek geallokeerde goed vir my, ek weet nie wat noem is hierdie goedjie, pompoms, en houtstokkies, en alles, so dit wat ek kan hergebruik, sal ek hergebruik, maar die res van die goed, ouens, gooi weg. Kies die mooiste ding, kies 'n nice ding, kies een ding per kind per jaar wat amazing is, en hou dit, of neem 'n fotootjie, maar ons kan nie alles hou nie. Dit is net menslik onmoontlik, en ek dink nie jou kinders gaan ooit weer na kyk nie. It's just you. So let go of the sentiment and clean up. Okay, so die organized chaos waarvan ek gepraat het, is wat julle nou hierso sien, so dit lyk asof jou kas 'n asma aanval gekry het. Stap 7 gaan dan wees om hulle te vat na hulle bestemmings toe. Ons weet wat die bestemming is, want ons het die labeltjies gedoen. So ek weet, kombuis, dress-up kas, girls badkamer, Arts and Crafts, karavaan, kantoor, garage, hoofslaapkamer. So ek hoef nie 16 keer na elke area te loop nie. Ek vat alles van een area en ek gaan beide dit waar dit moet kom. Kies jou volgende area of jou volgende sone. Kom ons sê dis jou kombuis, so dan vat ek die kombuis hoopie saam en ek beide dit in die kombuis waar dit moet kom, en dan begin ek van daar af. Ek gebruik dieselfde stelsel met kaste wat platter en de mekaar is. So as die kas rarig baie de mekaar is, pak alles uit op die grond en begin jou hoopies van voor af, waar wat moet kom, en dan weet jy weer eens waar hulle bestemming is. Wat is die busstop? Waartoe moet hy gaan? En dis die maklikste dit. So julle, as julle van hierdie hou, watch this space. Ek gaan vir julle ook wys hoe ek my kaste organiseer. Ek het dit redelik onlangs gedoen, hoe ek my labeling sisteme doen, wat vir my werk. Ons gaan ook bietjie kyk na DIY, né? Hoe mens saag, hoe mens boor, hoe mens skuur, hoe mens verf. So ja, ek sien baie uit na die journey, om bietjie vir julle te wys oor DIY en goedjies rondom in die huis. So ja, watch the space, subscribe en like en follow en dan moet ek ook net vir julle bynoem, vreeslike klatter in 'n huis en selfs die mekaar kaste, al is dit agter toe deure, net vir die feit dat jy nie weet waar wat is nie of alles is ingegooi. Dit dra baie by tot stress, anxiety en oorweldigende gevoelens, né? Want jy voel jou hele huis is in mekaar, jy weet waar niks is nie. So as jy begin by die begin en jy werk volgens hierdie stelsel en dit werk volgens jou huis en wat jou behoeftes is, dan gaan jy baie meer relaxed wees. So ek hoop hierdie werk vir julle ook. So as jy belangstel, volg hierdie page en ek sien uit na die journey saam met julle.